ons huis. Halleluja. Halleluja. Ek wil net die woorde reg sit. Nou die Here het hom die gesig gegee. But this is the body of Jesus Christ. Dis sy gemeente. Dis ons gemeente. Halleluja. Amen en amen en amen. Halleluja. Thank you Lord Jesus. Jy weet ek wil 2 dinge met jou deel volgend. Kyk vir my. Ek het my mooi hempie aan. En ek wil 2 dinge noem wat vir my in die week uitgestaan het. Nommer 1. Die diens wat ons gehou het, die roudiens vir Corrie. En weet jy, toe die mense voor my staan, toe kom hierdie ding in my gees op. The most dangerous thing in the church these days are religion. Religion. Worldly, earthly, minded. En die tweede ding wat ek vir my sê, die grootste gevaar is self-righteousness. Ons regverdig ons so maklik. Soos daardie 2 gebid het daar en Jesus vertel die gelykenis, jy en die een ou bid en hy sê, Here, ek is nie soos die ene nie. Here, ek vas en ek gee tiendes en die ander ene roep hy sê, Here, wees my genadig. Is so maklik, luister mooi kerk, is so maklik om jouself te regverdig. Ek is dan nou nie soos daai ene of daai ene of daai ene nie. Nee. You see, that's self-righteous. That's not grace. You see, dis genade dat ek en jy nie meer is wat ons was nie. Don't ponder on your past. Jy het nodig om te hoor wat die Here vir jou wil sê. En dit is vir my, daai woord het vir my baie beteken. Maar die tweede ding is wat vir my geweldig baie beteken het. My printer gee moeilikheid. En ek vat hom daar oorkant, wat is die plek? Ja, nie by die mall nie, daar by, daar is die oorkant spa, daai outrie daarin gaan ek aan nie. En nou ek en daai mechanic daar agter ken mekaar nou al vir baie lank al. Maar terwyl ek die printer daar, nou sê vir my, ek bedoel net 'n oomblik, hy is besig net gou met iets anders, ek sê nee, geen probleem. Kom daar 'n swart man aan. A black guy. He's not a colored and he's not a black guy. But he's African. Ja, he's African. Maar nou praat ek met hom en hy dis nou wat hy my sê, né? Dis nie wat ek sê nie, dis hy sê vir my. En hy vra vir my, "Are you a pastor?" Ek sê, "Yes, I'm a pastor." En hy vra hierdie vraag. Ja, kyk. Dit het my tot stilstand geruk dat 'n gemeentelid, he's born again, dat hy my hierdie vraag vra. Hy vra dit vir my. Hy sê, "Pastoor, hoe voel julle, pastore en dominees, omdat die gemeentelede nie groei en volwasse word nie?" That guy asked me, "Pastor, how do you and the dominees feel about people? They receive a word, but they never grow." Ja.
Kali, dit het my geruk om dit uit die gehoor uit te hoor. Jy sien, ons predikers vra altyd vir die gemeente. Hier vra die gemeente lid vir my. Hoe voel julle? Hy kon net sowel vir die afgelope 40 jaar sal my gestap het in die gees, want dit is my bekommernis is. As jy my toe Johan oor praat, dis ons bekommernis. En dis hoekom godsdienstige geeste, religion, veroorsaak dat jy jouself regverdig. Ek het my vir 30 jaar geregverdig. Ek was in die kerk gewees, ouderdom 17, die diaken. Self geregverdig, maar tot daai aand, dat die Here by my kom stil staan het ek baie daarna geval? Ja, ek het my nerve afgeval. My stukkend geval. Maar ek dank God vir die bloed en nie vir jou blare nie. Ek wil net 'n kort woord met jou deel. En ek wil hê die selleiers moet hierdie woord dat die selle toevat. Dit is 'n belangrike woord. Nou, maak jou Bybel oop by my, saam met my by die boek van Hebreërs, hoofstuk 6. Frans het ook daarbo in die bidkamer was voor diens. Sê ek, Lord, let your glory fall on us. En jy het dit vir my bevestig. God het my gebed beantwoord. Halleluja. As julle almal by die boek van Hebreërs, waar het jy hom? Op die selfoon, ek hoop iets, sy's daar met die boyfriend besig nie. Waar? Jy het net een boyfriend, dis ek. Watch it. Check jou. Okay. Right. Kom ek lees vir jou hoofstuk 6 vanaf vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Kyk vir my. Ons gaan hom so 'n stuk vat. Jy moet mooi luister. Nou vra ek wil julle moet dit bespreek in die sel. Dat die woord lewend word in die selle. As jy daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Nou, as ek volgende vir u vra, waar staan u? Is u maar nog in die begin van die prediking aangaande Christus, of het u al verder gegaan? Voordat jy vir my sê, maar ek het al verder gegaan, dan kan ek jou dalk 'n paar vrae aangaande Christus, want dan moet jy vir my kan antwoord gee, en ek moet jou lewe kan sien, dat jy wel gegroei het in Christus, en Christus in jou gestalte gekry het. Want dis al hoe ek het gaan sien, soos in 'n spieël te kyk, met 'n onbedekte gesig, en verander te word van heerlikheid tot heerlikheid. You see, the proof is in the taste of a pudding. En jy weet jy wat 'n pudding het ek geëet? Lekker pudding. Malva pudding. Wat hierdie hande gemaak het, ek het hom in my hand gehad, wat in jou hand, toe eet ek hom wat in my hand is. Jy sien, kind van die Here, maar ek het gegroei ook in die maak van die pudding. Want ek het geleer, jy help jy om te skimp van die kansel af vir pudding nie, jy kry net die pudding nie. En toe raak ek volwasse, mis Amy, en toe maak ek my eie pudding.
Ek kan lekker pudding maak. Ek het gegroei in my bakkuns. Vra die bure. Nou sê hy vir ons hierso, want hy sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aan Christus nie. Hy sê vir ons so mooi in Efesiërs, sê hy vir ons, is julle dan nie onderrig in Christus nie? Jy sien, kind van die Here, daar's net een evangelie en dis Jesus Christus. Daar's nie 'n ander evangelie nie. Ons hou ons op met baie geskiedenis en ons hou ons op met baie godsdienstige Bybelse verhale, ne? Maar nêrens sien ons Christus in die prediking nie. Ek en jy moet Christus sien. We need to see Christ in the gospel. You and I need to see Christ within us and through us. Not the religion, not dunamis ministry. No. Christ is the power. So when you and I minister Jesus Christ in dunamis power, then you will see how bad habits go, flee. Then you'll see demons flee. But you and I need to know that demons know you. And they know what power is within you. But they know, of knew, of enige van uit twee, that the power of God is within you. But what they know, and you don't know it, is that power within you. Want ons groei nie in die krag van die evangelie nie. And the only way to receive a power is revelation. By revelation, you need to study the word of the Lord with the help of God, Holy Spirit, and then you will receive a revelation, and then actually you will start to realize, wow, God within me, I am created in His likeness, in His image. But the church doesn't grow. Ons bly babietjies. Dit my dink aan pastoor Johan wat sê hy het op klim groot geword, op poeiermelk groot geword. Beskuldig ons wat my ma leeg gedrink. Dis hoekom hy so maar is. Hy's bederf, hy man. Hy het 7 gehad wat hom geleer het. Dis hoekom hy so hoetie is. Maar hy bedien goed. Die Here is met hom en dis my kleinboet. Maar jy sien nou sê hy so mooi, hy sê daarom moet ons nie bly nie. Ons moet nie bly nie. Nee. En ek wil jou vandag sê, luister mooi, selfregverdiging gaan jou in 'n binding hou. Self-righteousness will keep you in jail. Sal later daarby kom. I mean, dit is 'n goeie woord, né? Amen, dit is goed, want dit is die Here se woord. Nee. Nou gaan hy aan die prediking Christus, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê.
sonder om weer die fundament, met ander woorde, ons sal nou kyk wat is die fundament. Maar dit lyk asof ons bly. And the glory of God is in my house, is upon my house. And we are saved and set free to be there for the glory of God. God word verheerlik wanneer Christus in en deur my lewe manifesteer. En dis hoekom ek Christus moet ken. Weet jy wat is die geheim? Lees. In Johannes 14, wanneer laas jy Johannes 14 gelees? Ag, Here, help vir lees nie. Want as ek moet antwoord, dan gaan hy rooi word. Ten minste, hy is nie meer onder die bed nie, nee. Hy het dan wel gevorder, nee. Amen, sê die broer. Ja, sy broer. Nee. Jy sien, maar wanneer jy lees Johannes 14, en dis seker die Bybelboek waaroor en waaruit ek die meeste bedien in my lewe. Maar nou sê hy hierdie ding, sê Jesus, as jy die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie. Omdat die wêreld nie die gees van waarheid ken nie, hou Satan hulle vas in die leuen. Dis hoekom mense lewe in gister. We still live in yesterday and the day before en daai laaste dag. En ek het gesê, ek wil nie meer praat oor politiek in die dienste nie. Maar my magtig, wanneer gaan die politieke ouers begin nou verstaan, ons is nuwe mense, ons is nie ou mense meer nie. Hulle beklei oor land, oor grond. Maar nêrens sien ek dat hulle beklei oor die huis van die Here nie. Hulle is die huis van die Here. Dis ou nie, jy weet nie hoe lank jy op hierdie aarde gaan wees nie, maar nou wil jy, Onkel Chris, hierdie ding maak my kop. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Maar ek het jou nog nie vertel nie. Is nog nie klaar met jou nie. Nou, jy sien, jy moet verstaan in Johannes 14 sê Jesus, as jy die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, al ken hom nie, en hulle sien hom nie, maar julle, en daai ding, Joseph, daai teks is, jong, hy pla vir Gerrie Prouwer. Hy pla my. Want hy sê, nou sê Jesus, maar julle ken hom. Want hy gaan by en in julle wees. Nou as hy dan by en in ons is, hoekom het ons soveel nonsens? Kom aan. You battle with this, you battle with that, and you battle. Maar hy sê, julle ken hom. Nou as ek dan die gees van die waarheid ken, en ek oorwin nie, nadat hy my waarheid gewys het, dan is ek mos in 'n rebellie. Maak dit sin? Maar ek jou nog nie geantwoord nie, ek is nog op pad. Dan gaan Jesus aan, hier in vers 19, 20, 21 sê hy, as jy maar die dag sal julle weet. Nou hierdie ding pla my, Natasha. Hy sê julle sal weet, die kerk sal weet. En hier kom die skrywer van die boek Hebreërs, hy sê, hey, moenie bly by die begin van die prediking nie. Julle moet volwasse word. Maar nou sê Jesus, in die dag sal jy weet. Nou as ons dan openbaring het, van wat Jesus sê, hy sê, julle sal weet. Wat sal jy weet? Sê Jesus, hy sê, ek en Vader, Vader in my, ons in julle.
Christ who in us. You will know it. Julle sal dit weet. Ek en Vader, my ons en julle en ons. Nou hoor wat sê, hier is die sedel. Hy sê, as julle my gebooie onderhou. Dan sal my Vader jou lief hê. En ek sal jou lief hê. En ek, Jesus, dis wat hy daar staan, ek, Jesus, will reveal myself unto you. Ons praat oor die prediking, moenie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Wanneer gaan ons dan opgroei? Wanneer gaan ons volwasse word? But that spirit of self-righteousness is a bad spirit. Yes, it's a bad joke hier. Jy sien, kind van die Here, hierdie twee dinge pla my. So daai vraag wat daai man my gevra het, hoe voel julle? Hy sê daar aan Petrus, hy sê, alles waardeur jy oorwin is, daarvan het jy 'n slaaf geword. Alles waardeur jy oorwin is, daarvan, van daai ding, word jy slaaf. En Christus sê, ek het gekom om jou vryheid te gee. Ek het gekom om jou heerskappy te gee. Oor al die werke van die vyand. So die Here, hy sê ek het gekom. Ek het jou met Vader God versoen, jou gees, toe jy my aanneem as my saligmaker. En ek herstel alles deur die kruis. Maar ons groei nie altyd soos ons moet in Christus nie. Self-righteousness. Sê ja, op 'n plek in Hebreërs verder, hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie. Maar die kerk is veronderstel om Christus te wees. Maar as jy nie omken nie, hoe kan jy Christus wees? Hoe kan jy dit wees? Hoe kan jy dit wees? Jy sien, kind van God, kom ons gaan aan. Maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê, nou hoor wat sê hy so, van bekering uit dooie werke. Van bekering uit dooie werke. So met ander woorde, daardie werke kan jou nie red nie. Dis Jesus Christus, dis die genade, dis deur sy bloed, dis deur sy wonde wat ek en jy genees en gered word. Okay? Hoeveel keer moet ons nog die fondasie hoor? Kan jy nou verstaan hoe jou pastoor gevoel, toe daai vreemde man vir hom die vraag vra? Om welkom. Man, het my geskit, man.
Hoe voel julle, pastore en dominees, omdat die gemeentelede nie groei nie? Nou sê hy so, hy sê moenie bly nie. Ek bedoel, jou groei moet vir almal sigbaar word. Jou spraak verander nou. Jou handel en jou wandel verander. As daar tyd is wat ons moet groei, is dit in genade, man. We need to grow in grace. Want is genade wat ek en jy is, wat ons is. Ons is nie uit ons werke nie, hoor. Here help ons, as ons uit werke gegaan het, is ons almal, ons is weg gewees. Fundamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Nou kind van die Here, selgroepleiers, ek vra dat julle baie mooi, dat julle met hierdie goeders mooi vat in die sel. Waar julle klein groepies is, waar julle lekker die bespreking kan doen oor hierdie woord. Jy sien, we need to grow. Okay. Right. Nou wat sê sy. Nou van geloof in God. Nou van vers 2. Van die leer van die doop. Ek kyk nou die dag na foto's waar Frandou klomp van julle gedoop het hier op die plaas, hier op die Klapboetskant uit. Dat hy van julle gedoop het. Dis ek sien dis reg. Uit julle gedoop daar so in koue water. Jy sien kind van die Here, maar die krag van die doop verstaan ons nie. As ons uit daai water uitkom, gee my net 'n handdoek. Kyk goed. Maar jy sien, ons verstaan nie wat met die doop gebeur het nie. Dis 'n publieke belydenis. Ek is saam met Christus in sy dood gedoop. En saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Hoeveel van ons lewe 'n nuwe lewe na die doop? Sien kind van die Here, en dis hierdie dinge. Weet jy toe ek oor die gehoor kyk van die diens, die begrafnisdiens, toe raak ek in my gees bekommerd. Want jy moet verstaan, elke prediker sal dit weet, op 'n begrafnisdiens, jy kry nooit weer daai mense almal saam nie. Never. So, wat jy moet sê, moet jy sê. En dan kom 'n paar vrouens na diens en want jy sê, pastoor, ons is so opgewonde dat jy die woord so reguit bring. Wat bedoel jy reguit bring? Dis die woord. You need to love people enough to tell them truth. Nou sê hy van die leer van die doop. En van die handoplegging. Wanneer laas het jy vir iemand hande opgelê? Ek praat nie van daai ene nie. Ek praat van gentle, in the mighty name of Jesus. I lay my hands upon you. I heal you. I deliver you. I pray God for anointing of the Spirit of God upon your body, soul and spirit.
Het julle gesien wie die Parel kom besoek het? Het julle gesien? Het julle nie gesien nie? Meneer Griep. Meneer Griep het in die dorp aangekom. En hou mega crusades. Hoor blaf mense. Kom aan kerk. We don't, and we must not allow him. Hy kom soos 'n dief, man. Eet jou lemoene. Eet jou narkies, jou pomelos, kry Vitamiene C in jou liggaam in. Kry soetgoeders uit, bring dit vir my. Al die chockies, daai goeders, dark chocolates. Only dark chocolates, healthy one. Jy sien, want suiker is nie goed vir jou immuunstelsel nie. En ook nie 2 opgehoopte koppies, lepels Rico koffie nie. That's not good for your body. And I am not a stingy person. You can drink that coffee. Toe Lionel, ons kameraman, hier kom te drink, is 6 lepels suiker in sy koffie. But now, ek dink nie, hy drink nog suiker. Drink nie suiker. 3. For green tea. Now that's baie healthy. No, I don't believe that. Drink hy 6 lepels. Na green tea. Okay, nou weet ek. Nou. Maar jy sien, ons pas nie ons liggame op nie. Ons pas nie ons liggame op nie. So kom ons kry my die dorp uit, man. Jy kan van die Here die leer van die handoplegging. And it's be a time, it is now, the church, ons moet volwasse word. Okay. Ek sê net vir julle wat die woord sê. Okay, kom ons gaan aan. Van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Nou hoor nou hierso. Ja. Hier is swaar woord, maar is lewend, maar is sulke swaar woord. Nou oor wat sê vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe. Ek het in die bediening gesien menigte mense dien die Here en dan is hulle weg. Wie van julle was al verlief gewees? Heavy. Toe jy, dus Amy moet ook vertel van die Afrikaanse woorde nou, translate dit vir hom in Engels. Hy verstaan, ja. Heavy verlief gewees. Toe jy heavy verlief was,
Toe was dit? Is dit light verlief nou? Maar toe jy heavy verlief was. Nee. Hè? Wat was vir jou te veel moeite geweest? Niks nie. Maar nou dat jy light verlief is. Jy sien, kind van die Here, ons glimlag, maar ek wil vir jou iets bring. Ons moet groei in die verhouding. Dat Jesus Christus gestalte kry. Ons kan nie bly waar ons gister was nie. Ons moet groei. Nou kom ek gaan net gou goed terug. En dan is ek klaar. Pastoor, gaan jy nou met vakansie dat jy so kort preek? Nee, is nog nie almal gesê nie. Nou, kom ons lees hoofstuk 5, net so 'n bietjie die paar verse boontoe. Nee. Kom ons lees van vers 11, waarvoor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar. Nou hoor nou hierso. Omdat julle traag geword het om te hoor, of te leer. My Bybel sê hoor. Ons word traag om te leer. As ek kyk, jy kan maar met ander gemeentes of pastore en dominees ook praat. Jy begin met 'n kursus met 20 ouens, dan eindig jy met 8. Ouens raak traag. Maar dan is dit 'n light verliefdheid geweest. Dit is nie heavy verliefdheid dan geweest nie, nee. So light medium sê jy, hè? Maar jy sien, kind van die Here, dit is swaar geword om te hoor. Kan ek 'n bietjie my lewe deel? Ek gaan dit in elk geval deel. Toe ek daai lang Glanstons rook, en daai kole net so lank is, nee. Gunston filter, I smoke them. And when I decided I'm going to stop smoking, and then I went to a shop and buy chocolates. A replacement. And on many occasions, selfde ding. En my vrou, sy pla, sy kla, sy bestraf my. Sy kry nader aan, jy mag nie in die kamer meer rook nie. Dan gaan ek in die bad in die rook. It was my life. Gunston filter. I was addicted. Wat? Daai, ek het net vergeet daai addicted, daai addicted to smoking, tobacco. Hierdie is spesifiek tobacco. En weet jy, en ek moes hierdie ding deurwerk. Want my vrou sê, hey, jy vergiftig vir my, jy vergiftig die kinders. Want 'n roker het nie baie, hulle het nie baie respek nie hoor. Hulle voel vir ander mense bogerol, ekskuus tog. Dis in my tyd so gewees. Nou, wie wil met gesonde longe doodgaan? Kom aan. Dink julle nie ek het dit ook gesê nie? Maar jy sien, kind van die Here, is 'n swaar woord gewees vir my. Nou,
om verlossingskrag deur Jesus Christus te verstaan. Ek wou in my eie krag, op my eie terme, wou ek ophou rook. Maar dit het nie gewerk nie. Maar tot op 'n aand, 31 Desember, hoeveel jaar terug? Baie jaar terug. Die aand, Kali, die aand, I will never forget, 59 Witstankout Street, Richards Bay, Arboretum, Richards Bay. En ek sit so, ek gaan middernag diens toe, ek is 'n kerkmens. Ja, not born again, maar gaan kerk toe, amper, ek is amper, dit is 2 maande voor die tyd, berei die Here my voor. En ek sit so geërk en ek skiet hom weg. En dit is die laaste een gewees, wat toe roep ek uit, God help me. I believed the lie for 16, 17 years. I did work shift, 12-hour shifts, week in, week out. If I don't smoke, I will not be able to keep awake. Dis die leuen. Kan jy glo? Dis die leuen van Satan, ouens om my, hulle rook nie, hulle gaan die nagte saam met my deur, maar ek moet rook. Jy sien, self-righteousness. I could not confess that smoking is not good for my body. Een zwaar woord gewees om op te rook. Soos baie areas in my en in jou lewe tot vandag toe, die woord is swaar, ons raak nie ontslaaf van daai nonsens nie. Daai ding hou jou vas, hy vernietig jou. Hy vernietig mense om jou. Die effek van rook op Gerry Broer se liggaam, as ek verkoue kry, dan blaf ek. En as jy my nie glo nie, kom na my huis en jy hoor die papegaai blaf ook. Want hy's 'n naaper. Tot as Letty dit nies, dan nies die papegaai ook. But you and I need to hear this word. Ja, man, jy moet die hele hoofstuk 5 lees, maar kom ons lees van waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Nou vers 12, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat mense julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Daai vraag wat daai man my gevra het, pastoor, hoe voel jy? Hoe voel die dominees, hoe voel die pastore? Dat mense nie groei nie. Want jy sien, kind van die Here, ek weet wat God vir jou instoor het. Ek weet wat die Here vir jou instoor het. Ek weet wat God vir jou instoor het. Ek weet, I know it. Why? How do I know it? I know the scripture. Ek verstaan wat gebeur het met die kruisdood, die opstanding. Ek verstaan die herstel. Ek verstaan hoe die kerk moet funksioneer. But when are we going to grow up?
Nou hoor wat sê hy so. Julle weet nodig dat 'n mens, julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Let op, hy praat van die woord. Die woorde. Die woord. Nee. En julle weet die behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. That's why this minister will not stay with milk. Ek sal jou mond oopmaak en ek sal Geeswoord indruk. En as ek jou mond toemaak en sê, hou dit binne. Ja, sluk. I will tell you truth. You are healed in the name of Jesus. This is truth. Die oog sal goed wees. You see, but we need to grow up in the Word and in Jesus Christ. Nico, ons kan nie bly by gister nie. As jy bly by gister, nou sê jy maar jy het nie die woord gebestudeer nie. Come on. This is the only way you and I will grow up is by the word and by the Spirit of God. Huh? Hoe lang gaan jy nog wag vir daai Volkswagen Vivo? Ja, want jy het nie eens lisensie nie. Jy moet aan 'n mannetjie sê, jy moet jou los, jy moet leer. Sê van jou pastoor sê, jy moet eers leernes kry, license kry. Nee. En as hy wil mou, nee, dan sê van betaal net gou vinnig dat ek my geld het. Jy betaal dan kan ek dit gaan vinniger doen. Gaan hy jou help? Het jy al geld al? Ek weet nog nie van daai geld. Kyk hoe kyk jou pa. Jy moet nie luister, actually praat wat ek doen. Sy sal sê, jy vroue vir daai manne, jy kan maar maak wat jy wil. Vroue, nee. As jy wil weet wat 'n man se lewe aan gaan praat met sy vrou. Is waarheid. Is waarheid. Is genuine. Is waarheid. Vra maar vir die predikers, hulle vir jou sê. So Roderick, jy moet watch. Ek praat met die vrou. Okay, kind van die Here, kom ons gaan afsluit. Nou hoor wat sê hy so, die woorde wat van God moet leer en julle het weer die behoefte aan melk en die vaste spysie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is. Nou ek wil net so 'n stukkie stil staan by die woord van geregtigheid. Nee. Jy sien wanneer jy righteousness verstaan. En net in 'n neutedop, righteousness is ek staan voor Vader God asof ek nooit gesondig het nie. I am righteous in Christ, not on my own works. No. Is genade. Nee. Maar tot jy nie die woord van geregtigheid wat in die Bybel vir jou opgeteken, so jy dit nie in jou hart kry nie, sal Satan jou altyd 'n slaaf hou. Jy sien, kind van die Here, die kerk moet die liggaam wees. The body of Jesus Christ, not in 4 buildings, but in town. The revelation of righteousness will bring a boldness in your spirit. A boldness. And then you will remind Jesus that, Jesus, you said, you will be with me till the end. En dis hoekom ek
die evangelie, ek kan Jesus verkondig. Ouers, jy moet verstaan die werke wat Jesus kom doen het. As jy dit nie verstaan nie, gaan jy net bly by kerk. Jy gaan bly by kerkpolitiek. Jy gaan bly by godsdienstige dinge. Jy gaan bly by geskiedenis. But there's no revelation through the Spirit of God who remind you of all things Jesus said. In toekomstige dinge. Future stuff. Huh? That's why. Baie keer sê pastoor, hey, man, ek kyk na jou. Nee. En dan sien ek wat God vir jou bedoel. En dit maak my opgewonde. Maak so vir my. Is maar pieperig, nee. Leun swaar op God se woord en God se gees. When you don't need manpower. Then you will see how the Spirit of God start to work in for you. Niks, jy hoef nie te veg nie. Ek sal nooit vergeet daai profetiese vroutjie, sy sal Carrie Shelby, sy sal by die Here. En toe sy daar in Ladysmith by ons bedien en sy drywe duiwel uit 'n vrou uit en sy vra vir my of die Indië pastoorspan net daar 'n bietjie kan omsien en ek sê ja. En sy gaan aan en hierdie twee bid net hard nasin, praat net hard. Sy roep my, sy sê, tell them, it's not how loud you are. It is all about revelation of a power. If you are in Christ in you, and this is the promise, he said, I will confirm. Ek gaan my aan jou openbaar maak. I will give you a revelation of me within you. And this is what we need. But if you don't study your Bible, you don't study your word, you will stay on milk. Kom kyk. Arise, shine. Become Jesus in your house, at work, in the city. Become Jesus. Become Jesus. But you need to study the Word. Trust God, Holy Spirit, for the revelation of the Word. Vertrou God dat hy jou oë oopmaak, dat jy altyd sy koninkryk sal wil sien. Hom op sy troon sal sit. Terwyl jy bedien, dat jy hom in die oog hou en sê, Here, dit is wat u gesê het wat ek moet doen. Ek doen dit nou. Dankie dat u saamwerk. U doen dit nou. Amen. Is dit nie wonderlik hoe God werk nie? As God deur 'n donkie kan werk, praat God deur 'n donkie met die profeet. En hier kom die Here en hy praat met my deur 'n swart man. Maar hy praat vlot Afrikaans. En hy vra my hierdie vraag. En ek kan dit so 'n vestiging. En ek dog toe, ek gaan dit vandag met julle in die YouTube kykers, ek gaan dit met julle deel. You need to become the man, the woman, the body of Jesus Christ.
moenie op melk bly nie. Lexie, jy moet daai kind van jou van die melk afkry. Jou man gaan begin net kla. Maak het sin, kerk. Kom ons groei op. Become Jesus for your city, man. Amen. Dan sal jy agterkom, al die beloftes in die woord is joune. Ek kom by daai besigheid groei oor. Ons kyk nie na die petrolpryse nie. Ons kyk nie na die dieselpryse nie. Ons kyk en no. I got the word from the Lord. Amen. Nee, Shalom. Jy is meer as 'n oorwinnaar, nee. Jy dryf duiwels uit, maak siekes gesond, dan lê hande op, hulle word gedoop in die Heilige Gees. Dis wie jy is. En as jy enigiets anders as dit wil wees, sit jy in misleiding. We are the body of Christ. Amen. Ek vertrou dat hierdie woord vir jou iets beteken het, maar selfgroepleiers vat hierdie woord, gaan praat met mekaar. Moenie nou nie gaan soek hoe sleg julle is nie. Kyk, wat word van jou weerhou? Dis wat ek wil hê. Ons moet groei daarin. Amen.